ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 470. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink aan die 3 legkaart studiegids Bybels, A4 boeke, 500 bladsye dik, weeg so 1,5 kilogram elk, in kleur swart en rooi. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking. Elke versie in die Nuwe Testament word onder opskrif geskryf. So as jy hom lees en jy kry die opskrif, het jy klaar 'n idee waarheen gaan daai versie. En dan is baie van die versies het ook addisionele verwysings in na ander gevalle wat rondom dieselfde onderwerp funksioneer. Die eerste boek is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Die tweede boek is natuurlik die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Die derde boek is van Efese tot die boek Hebreërs, 10 boeke in geheel. Ek is tans besig met die 4de boek van Jakobus af tot en met Titus. So sou jy belangstel in die eerste 3 boeke. Hulle is in 'n pakketvorm of jy kan hulle individueel koop. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos wat jy hierso sien. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, hoekom sê ek dit altyd? Baie mense stuur hierdie boodskappe uit en dan vir die eerste keer hoor die ouens dit en dan skakel hulle in op YouTube en dan mis hulle al die ander inligting. Gaan na deel 1 toe, begin deel voor. Jy het 'n magdom inligting gemis. As 'n nuwe kyker is dit uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal. Dit is gratis om in te teken. Jy kry al die verskillende kennisgewings van al die studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak en natuurlik ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy het 'n skryfblok, pen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand. Kom ons bid saam. Vader, ons is vanmôre so verskriklik dankbaar. Halleluja. Dankbaar vir die voorreg dat U ons waardig vind om hierdie woord aan ons te openbaar. Dankie vir die salwing. Dankie vir die krag van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Ek loof U, ek loof U. Ek loof en aanbid U, ek prys U. Dankie vir elke Jafis, Vader, wie op hierdie oomblik bewus is van U teenwoordigheid. Ek wil bid dat ons in die oggend net dankbaar sal wees vir dit wat U vir ons gee en doen, die woord wat U vir ons oopbreek elke dag. Dat dit ingang vind in ons sielsdimensie en dat dit vermenigvuldig deurdat ons oor dit praat en dit verkondig. Dankie dat U elke oggend 'n verborgenheid aan ons oopmaak en daardeur dat ons as Jafiste kan groei in die Ruach HaKodesh. Salf die woord vanmôre. Geef ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua. En elke Jafis sê halleluja. 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 Wat 'n wonderlike salwing in die ateljee. Ek loof hom. Ekskuus tog, ek loof hom. Ek loof hom. Ek loof hom. Ek prys hom. Want sy woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader. Ek is so bly ons het nie 'n stadion vol mense nodig nie. Maar oor die aarde, ons as Jafiste op die oomblik, wanneer ons so vergader, honderde, duisende Jafiste. Jy kan dit nie glo nie. Halleluja. En Jaffa al die eer, al die eer, al die eer. Halleluja.
Ek vertrou dat hierdie studie vir u vanmôre 'n groot seën gaan wees. Blessings, blessings. Die boek Spreuke hoofstuk 24, waarmee ons besig is, let op na die beeldspraak, Satan word uit die hemel gewerp. Nou, dis baie belangrik, is die eerste keer in my lewe dat ek hierdie gedeelte inbring, want die Roog het my so gelei. Satan word uit die hemel uitgewerp, baie mense verstaan nie, maar dit speel 'n groot rol oor dit wat met die seun gebeur het hierso. En wanneer Jaffa dan die engele skep in die hemel, dis ook wie gelees oor die engele, is dienende geeste. En dan in die hemel het verskillende engele verskillende rolle. En daar's verskillende posisies onder die engele, soos die gerubs en die serafs, is die hoofposisies, dan die Michael en Gabriel. En dan het jy ook vir Lucifer gehad. Lucifer was een soos Michael en Gabriel. En teendeel, as ek mooi lees tussen die lyne, dan sien ek dat Lucifer was hoër dan al die ander engele gewees. Hy was amper soos 'n tweede in bevel, voordat die seun gegenereer was. Hoor wat ek sê, gegenereer was. Ek hoop u het al die HAT woordeboek gevat en gaan kyk, wat beteken die woord gegenereer. Jy sien as jy nou die legkaart studiegids Bybels gehad, was dit maklik, jy kon net oopgemaak het by Hebreërs, daar waar hy sê, Hebreërs 1 vers 7, 6 of 7, hy het hom gegenereer, ek kon nie alles sien, al die verwysings is daar, uit die HAT woordeboek en al die ander verwysingsgoede. Het is nie lekker om die boeke te hê, hulle is daar, as jy het wil kry, as jy het nie wil kry nie, hoe die ou mense gesê, taflak, dis jou verlies, dis nie myne nie. Daar's jare se navorsing en studies ook daarin, hulle is daar, maar ek het dit eintlik vir my kleinkinders geskryf. Dalk is dit te eenvoudig vir jy, ek weet nie, maar dis vir my kleinkinders, wat vandag al groot mense is, né? So, hulle het al kinders, agterkleinkinders. So, en dis vir die agterkleinkinders. Dis laat gewone mense kan verstaan. Goed, nou sien ek dat die hemel is gespreek, of kom ek sien dat Vader Jaffa het alles in sy gedagtes gehad, en nou het hy nog nie die seun gegenereer nie. Lucifer sien ek as een van die hoofengele in die hemel, want hy het self sy eie troon gehad waarop hy gesit het. Het jy dit geweet? Wel, die skrif sê so. Het jy dit al self gelees? Het jy gehoor 'n pastoor preek ooit daaroor? Nee, hulle is bang daarvoor, man. Want Lucifer was nie Satan nie. Lucifer was soos Michael en Gabriel, hoofengele gewees. Goed. En dan lees ek natuurlik dat eintlik hoor as Michael en Gabriel was, maar die Bybel sê ook hy was 'n gerub gewees. Nou 'n gerub is die hoogste vorm van engel wees. Serafs en gerubs. Hulle dra die troon wat Jaffa se troon is, dra hulle. Ek het 'n reeks gedoen oor dit, oor die serafs en die gerubs. Jy moet dit gaan luister. Is op YouTube. Daar's so 3.500 video's op YouTube. Jy moet gaan kyk. Daar's van alles, Satan word in die hemel gewerp. Nou, wat sien ons? Seun is in die gedagtes van Vader. Hy het nou die engele gespreek, hulle is daar so, die verskillende engele met hulle range, die hemele funksioneer. Maar Jaffa is nog nie daar nie. Ek sien hom nog nie in die hemel nie. Hy's daar as 'n engel. Prof, wat sê jy? Ek sê aan hierso sien dat Jaffa is in die hemel as 'n engel, nie as Jaffa nie. Hy het nie eens die naam Jaffa gehad nie. Dis 'n naam wat hy gaan kry na hy gegenereer word. Genereer beteken verhoog. Kry my boeke. Kom ons kyk, Satan word in die hemel gewerp. Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? En as jy nou 33 lees, dan sien môrester met 'n klein m. Môrester.
Ek sê in hakies Lucifer, want die Engelse Bybel verwys na Lucifer. Dit was sy verhewe naam. Morgenster, want Jafashua sou later die blink en morgenster word, nie net die morgenster nie. Hoe het jy die hemel geval, o morgenster Lucifer, seun van die dageraad, seun van die dageraad. Wie is die dageraad? Vader Jahwe die Almagtige. Hierdie hoofengele was verwys as seuns van Jahwe. Want hy sê daar in Job 2, Job 1 vers 2, hy sê toe die seuns van Jahwe hulle voor hom gestel het, was die Satan ook daar. Dis nadat hy uit die hemel uitgewerk was. En Jahwe vra vir die Satan met 'n klein s, het jy gelet op die knegt Job? Ja, hy is vroom en opreg. Jy kan alles vat net nie aan sy lewe nie. So die hoofengele was genoem die seuns van die dageraad. So wat was die morgenster Lucifer? Hy was 'n seun van die dageraad. Dit is Jahwe self. Hoe het jy die hemel geval, o morgenster? Dis Lucifer, seun van die dageraad, Jahwe Almagtig. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Wat sê hy? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Omdat ons geboks het van ons baie jong was, 6 jaar, 6, 7 jaar oud af. Die beste om 'n ou uit te haal is, hy moet op die grond lê. Hy moet op die kruisvloer lê. Jy slaat hom uit. Dan kan jy nie verder boks nie. Dan word jou hand gelig, jy kry jou bekertjie. Wreed, hè? Maar hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? So die Satan is verneder. Hy wie Lucifer was, hy wie die morgenster was, hy wie 'n seun van die dageraad was. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? Oorweldiger van die nasies. Kyk die beeldspraak. Wat doen hy vandag? Hy oorweldig die nasies. Nadat hy uit die hemel uit neergeslaan was, neergegooi was. Hierdie is sekerlik 'n vernederende posisie vir die Gerub, wie tweede in die hemel in bevel was. Gaan vir die wys. En dis hoekom hy sy mag uitgeoefen het, om 'n derde van die engele onder hom in te trek, onder sy invloed. En jy, vers 13, Lucifer, seun van die dageraad, het in jou hart gesê, nie sy hart nie, dis hoe die beeldspraak geskryf is, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre. Wie is die sterre? Dis beeldspraak van die ander engele in die hemele. Gaan kyk na Openbaring 1, dan praat hy van die sterre en hy verduidelik. Dis boodskappers, dis engele. Wanneer hy daar in Openbaring praat van die sterre, iemand my boek het, die 2 sleutels in die boek van Openbaring, iemand 'n student is, jy het so onmiddellik weer, sterre, boodskappers. Hy kom en hy sê, hulle is engele, die sterre is engele, die beeldspraak. Nou, vorige jare, hoe het ons die goed gelees? Ons gedink sterre uit die hemel uit. Satan, die Lucifer sê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die, my wat? Wat staan daar? My wat? My troon verhef bo die sterre. So het hy 'n troon gehad? Natuurlik. Het ek al ooit vir u gelieg? Nog nooit in my lewe nie. Ek gee vir jou die skrif.
Ek kry niks om te lieg nie. Ek word nie betaal om te sit en lieg nie. Daar's ander ouens sit en lieg terwyl hulle van geld. Ek het nie kerkdogma of teologie of enigiets om te verdedig nie. Die laaste 30 jaar is ek uit die kerke uit. Ek behoort aan geen denominasie of organisasie. Ek sê vir jou wat die woord sê en gaan vra jou pastoor of hy geweet het die Satan het of Lucifer wat die Satan geword het op die troon, het sy eie troon gehad. Hy sê ek wil opklim in die hemel. So hy is nie meer tevrede om net op sy troon te sit nie. Ek moet verhef bo die sterre, die engele. Dis beeldspraak vir die ander engele in die hemel. Die sterre van Jahwe die Almagtige. En gaan sit op die berg. Die berg, is daar berge in die hemel? Daar is nie een berg in die hemel nie. Die berg in beeldspraak hierso is die troon van Jahwe die Almagtige. Lucifer was nie tevrede om op sy eie troon te sit nie. Jy sien, vir die eerste keer in jou lewe het jy gehoor dat Lucifer het 'n troon gehad wat net onder Jahwe se troon was. Want hy was 'n gerub. Hy sê daar, my troon verhef bo die sterre, is die engele van Jahwe die Almagtige, en gaan sit op die berg. Die berg is die troon van Jahwe die Almagtige wat in die hemel is. Daar is nie berge in die hemel nie. Van die samekomste in die uithoeke van die noorde. Hierdie verwysing na die noorde is beeldspraak na die 7de hemel. Noord is altyd die verste punt boontoe. Noord, noord. As jy noord kom, kan jy verder noord gaan. Jy kan verder noord gaan, totdat jy regom was. Weet jy dit? Die verwysing na die noorde is beeldspraak na die 7de hemel. So waar wou Lucifer gewees het? Hy wou op die troon van Vader Jahwe gesit het in die 7de hemel, naamlik die troonkamer van Jahwe die Almagtige. Nou weet jy wat, ek gaan net hierso stop. Ek het nou eintlik net terwille van tyd hierdie vir u gelees. As Jahwe die wou Sondagspaar gaan ek maandag hierdie gedeelte verder hanteer en weer met u bespreek. Jesaja 14 vers 13. U kan die res gaan lees. En dan kom u tot die gevolgtrekking hoe die kerke vir ons gelieg het en nog steeds vir ons lieg. En dat hulle nie 'n klou het oor die beeldspraak nie. Nou ja, het is naweek. Jog, ons het woord ontvang die week. Elke week. Bonatuurlike geopenbaarde woord. Kom ons wees die beste die naweek. Kom ons praat oor die goed met ander mense. Hoor wat hulle sê, deel met hulle wat u weet. En as jy nie weet nie, kry die boeke. Die inligting is daar. Tot maandag, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.